Kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan nou oorgaan na die skriflesing toe, en ek wil u nooi om die woord van God oop te maak by Matteus hoofstuk 27. Ons gaan daar vanaf vers 32 tot en met 55 saam lees. Die kruisiging van ons Here Jesus Christus, 'n welbekende gedeelte. Daar waar ons nou spoedig Paasfees nader en hierdie gebeurtenis eintlik gaan vier. Matteus hoofstuk 27 vanaf vers 32. Maar voordat ons oorgaan na die lees van die woord van God, vra ek vir die manspersone vir wie dit moontlik is om te staan. Dan staan ons as verteenwoordigers van ons huis, dan verenig ons in gebed voor God. Almagtige God en hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, aan U kom toe al die lof en die aanbidding van ons harte, Here, want U is waardig om aanbid te word en U alleen. Daar is geen ander God nie, behalwe U. En daar is, Here, ook geen ander God wat soveel liefde en barmhartigheid en genade aan die mensdom betoon soos U nie. Ons is die skepsels van U hand, Here. Ons is geformeer met die spreek van 'n woord en met U handewerk, U skepping en U skepsele. En vanoggend wil ons as gemeente aan U die lof bring, aan U die eer bring. Here, want as U hand onttrek, wat sal van die mens word? En daar waar ons ook eersdaags, Here Jesus, die kruisiging vier en herdenk tydens Paasfees, en vanoggend uit U woord gaan lees wat U moes deurmaak in daardie oomblikke, wil ek kom bid en vra dat U, o Gees van God, deur elke persoon se hart sal werk. Dit sal kom open, dit ontvanklik sal maak en dat ons weer opnuut die wonderlike versoeningswerk wat ons Here Jesus Christus daar aan die kruis bewerk het tussen God en mens, dat ons net weer dit in herinnering sal roep. En pleit ons, o Gees van God, dat U ons voortdurend daaraan sal kom herinner. Dat ons nie in hierdie erediens sal uitgaan onveranderd nie, maar dat ons opnuut weer ons lewens sal toewy aan die lewende en die almagtige God. Here, ons het ook vanoggend 'n lys van siekes en krankes gesien, daar op die bord vir ons getoon en die name is genoem en U ken elkeen, Here, by die naam sê U woord, want U het elkeen van ons in die moederskoot geweef. En daarom is dit ons gebed as gemeente vanoggend, dat U daardie siekes, Here, sal kom aanraak. Want Here Jesus, ook in U kruisigingswerk, deur U wonde, het daar vir ons genesing gekom. En ons vra dat U genesende hande ook op hulle sal lê, en dat U hulle sal onderskraag en ondersteun in hierdie tyd van krankheid, en dat U hulle sal oprig tot die eer van U naam. Ons wil ook bid, Here, vir die aktiwiteite van hierdie gemeente. U ken elke aktiwiteit. Sal U seën daarop kom rus, sal U dit voorspoedig maak. Sal U, Here, ook daardeur verheerlik word. So bid ons ook vir hierdie gemeente, Here, die finansies. U weet wat nodig is. U het hierdie gemeente in die lewe geroep,
En Here, ons kan staan op U woord, dat U kerk nooit oorweldig sal word nie. Dat hierdie gemeente nie oorweldig sal word nie, maar daar's 'n voorwaarde, Here, is dat ons as gemeente van God sal doen waarvoor U die kerk geroep het. Die groot opdrag, Here, om siele by die kruis van Christus uit te bring. En daarom bid ons, Here, dat ons ook onder die verkondiging van U woord weer verkoop sal word om hierdie groot opdrag uit te voer. Soos ons sien die tyd naderkom van U wederkoms, Here Jesus, gee opnuut in elkeen se hart 'n nuwe ywer, 'n passie vir siele wat verlore gaan, wat die evangelie nodig het. Here, want ons kan niks van hierdie lewe met ons saamneem na die ewigheid nie, behalwe hulle vir wie ons die evangelie verkondig het, en hulle Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker. Hulle, Here, sal saam met ons in die koninkryk van God wees. Daarom pleit ons, laat ons begin by ons familie, by ons vriende, by ons kollegas, ja, Here, selfs by ons bure wat ons dalk nie ken nie. En laat ons aan hulle die evangelie van Christus verkondig, uitnooi om dienste by te woon, om onder die geklank van U woord geheilig en gereinig te word, gered te word, en hou ons daarin getrou. En ons bid al hierdie dinge, want ons weet, Here, U het 'n oor wat neig na ons gebede, en daarom kom ons met vrymoedigheid na U troon, en vra, Here, sal U dit laat geskied. Maar dis ook nou ons gebed, Here, spreek, want U diensknegt en U diensmaagd luister. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Matteus hoofstuk 27, die welbekende gedeelte van Jesus se kruisiging, daarvan op vers 32. En toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam van Simon, hom het hulle gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel, en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Toe word daar saam met hom 2 rowers gekruisig, een aan die regter en een aan die linkerkant. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hul hoofde skud en sê, U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red U self. As U die seun van God is, kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia.
Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die Seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses en die moeder van die seuns van Zebedeus. Tot sover uit die woord van God. Ons tema vir oggend is: wat leer die spons met asyn ons van die vernedering en smarte van die kruis? In ons teks van oordeenking vind ons daarom vers 48. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Met elke nagmaal en Paasnaweek herdenk ons die kruisgebeurtenis soos vervat in ons skriflesing vir oggend. Maar voordat jy nie besef wat Jesus werklik vir jou aan die kruis gedoen het nie, sal jy nooit vrywillig aan hom gehoorsaam wees nie. Het jy opgemerk, toe ons hierdie gedeelte gelees het, dat hulle 2 maal vir Jesus iets gegee het om te drink? Die eerste wou hy nie drink nie, vers 34. Maar die tweede keer het hy gedrink, vers 48. Het jy opgemerk die ontslape heiliges wat opgestaan het en vir 3 dae in die grafte gebly het en na Jesus Christus se opstanding uitgegaan het en aan baie verskyn het. En vanoggend praat ek nie daaroor nie, ek sal dit met 'n volgende geleentheid doen as dit sou opduik. Vandag gaan ons net praat oor wat aan Jesus Christus gebied is om te drink tydens sy kruisiging en wat ons daaruit kan leer. Die verhaal van die kruisiging is die belangrikste boodskap van die evangelie, van die kerk, van die Bybel. Daarom dat dit nie toevallig is dat al 4 die evangelies die verhaal oor Jesus Christus se kruisiging bevat nie. Matteus 27 wat ons vanoggend saam gelees het, Markus 15 vers 21 tot 41, Lukas 23 vers 26 tot 49 en Johannes 19 vers 17 tot 37 en ons gaan in die loop van die boodskap na al hierdie teksverse verwys. Vriende, God is alwetend en niks gaan by God verby nie. Daarom is elke woord wat in die Bybel vervat is belangrik. Niks is onnodig nie. Het jy opgemerk dat toe hulle die eerste keer vir Jesus iets gee om te drink in vers 34, dat dit asyn met gal gemeng was en dat hulle nie 'n stok of 'n riet nodig gehad het om dit vir Jesus te gee nie. Hulle het dit ook dadelik vir Jesus aangebied en daarna hom gekruisig. Vers 35.
Hierdie eerste mengsel wou Jesus nie drink nie. Toe hy proe wat dit is, wou hy dit nie drink nie. Het u al vir uself die vraag gevra: waarom wou Jesus dit nie drink nie? Hy sou dors gewees het. Hy sou moeg gewees het na die Via Dolorosa wat hy moes stap. Uitgeput, gemartel, gegeesel, geslaan. Hy sou moeg en dors gewees het. Maar hy drink nie. Die tweede mengsel wat hulle Jesus aanbied is asyn, wat op 'n spons gegooi word en met 'n riet of 'n hisoptak vir Jesus gegee word. En die mengsel drink hy. Waarom drink Jesus hierdie tweede mengsel? Maar wou hy nie die eerste drink nie? Kom ons gaan kyk na hierdie mengsels en bepaal waarom Jesus Christus dit aangebied is en waarom hy die een drink, maar die ander nie. Dit sal ons ook 'n baie goeie idee gee van die vernedering wat Jesus op die kruis moes deurgaan, moes beleef vir ons as sondaar mense. In die eerste plek sien ons uit hierdie gedeelte dat die woord van God vertel ons dat daar twee mengsels vir Jesus aangebied is aan die kruis, soos u nou na reg behore weet. Vers 34 van ons geleesde gedeelte: en vir hom asyn met gal gemeng, gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. En dan vers 48, toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Duidelik is hier twee geleenthede waar tydens Jesus iets aangebied word om te drink. Toe hy by die kruis aankom, word aan hom asyn gemeng met gal gegee. Jesus proe daaraan en toe hy proe wat dit is, wou hy dit nie drink nie. Die evangelie van Markus maak ook melding van twee kere wat Jesus iets aangebied is om te drink. Markus 15 vers 22 lees ons, en hulle het hom gebring op die plek Golgotha. Dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel, vers 23. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. In vers 36 van Markus lees ons, toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Weer twee geleenthede waarby Jesus iets aan die kruis gebied is om te drink. Die evangelie van Lukas en Johannes praat net van die asyn op 'n spons. Hulle verwys nie na die gal, die mirre wat vir Jesus die eerste keer aangebied is nie. Vriende, die woord van God leer ons dat hierdie gebeurtenis aan die kruis die vervulling is van die skrif. Die apostel Johannes noem dit duidelik in sy evangelie en beskrywing rondom die kruisgebeurtenisse. Johannes 19 vers 28, daar lees ons hierna, omdat hy, dit is Jesus, geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Nou hierdie skrifvervulling verwys na Psalm 69 vers 22. As u Bybel by u het, blaai na Psalm 69 vers 22. Ek wil vir u iets wys vandag wat ek vermoed u nog nie raak gelees het nie. Psalm 69 vers 22. Ek lees dit vir ons. En hulle het aan my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle my asyn laat drink. Het u dit raak gelees? Het u die komma gesien? Het u die komma in daardie vers gesien? Ek gaan nou weer lees. En hulle het aan my gal gegee as my spys, komma. En vir my dors het hulle my asyn laat drink. Nou in die Afrikaanse taal, as jy 'n komma sit gevolg deur die woordjie en, is dit eintlik 'n nuwe sin, 'n nuwe gedagte.
Psalm 69 vers 22 profeteer Dawid 2 goed wat aan Jesus op die kruis gegee gaan word. Dis net so vervul. Hierdie messiaanse psalm oor die martelaar, dis die opskrif van Psalm 69. 'n Psalm van koning Dawid dui ook die 2 dinge aan wat Jesus aangebied is in sy marteling aan die kruis. Gal as spys, iets wat Jesus moes versadig, en asyn om te drink, om sy dors te les. Die een weier Jesus om te drink, maar die ander vra hy voor met die woorde, ek het dors. Gee my iets om te drink. Kom ons kyk, wat was die doel van elk van hierdie mengsels wat aan Jesus gebied was, want dit verklaar hoekom Jesus die een weier, maar die ander een drink. Daarom kyk ons in die tweede plek, die doel van elke mengsel. Die eerste mengsel, Matteus 27 vers 33 en 34. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word, en vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink. En toe hy dit proe, wou hy nie drink nie. Markus 15 vers 22 beskryf dieselfde. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha, dit is as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. Net voordat hulle Jesus op die kruis vasnaal, wil die soldate aan hom asyn of wyn gemeng met gal of mirre gee om te drink, maar toe Jesus proe wat dit is, wou hy dit nie drink nie. Asyn of wyn met gal of mirre gemeng was 'n tipe gifwater. As jy te veel hiervan sou drink, kon jy sterf daarvan. Maar as jy 'n minder of 'n kleiner dosis inkry, het dit die pyn verlig, jou lomerig gemaak. Dit was 'n pynstiller. Daarom dat die 1983 vertaling van Psalm 69 vers 22 lees, toe ek honger was, het hulle my gif aangebied, toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. Gewater. Ons lees op verskeie plekke in die boek Jeremia, ook van hierdie gewater. Ek gaan vir u een vers aanhaal, Jeremia 18 vers 14. Waarom bly ons sit? Kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan en daar omkom, want die Here onse God laat ons omkom. Hy laat ons gewater drink, omdat ons teen die Here gesondig het. Daar kan dus 2 redes wees, waarom die soldate Jesus asyn of wyn met gal of mirre gegee het om te drink. Hulle wou of sy pyn verlig, dan hou hy langer op die kruis, voor hy sterf, of hulle wou hom doodmaak, indien Jesus te veel sou drink. Maar God is in beheer. Toe Jesus proe wat dit is, wou hy dit nie drink nie, want eerstens wou hy die kruis met sy volle positiewe ervaar, by sy volle bewussyn wees. Hulle moes nie later kon sê, Jesus het nie geweet wat hy doen nie. Tweedens, moes Jesus aan 'n kruis sterf weens die gevolge van die kruis en nie vergiftiging nie. Vriende, Jesus se dood, wat hy aan die kruis gesterf het, was 'n vrywillige daad en was Jesus te alle tye bewus van wat om hom aangaan. Omdat Jesus se dood 'n vrywillige daad was wat Jesus gedoen het, sou God nie toelaat dat Jesus vermoor word met gif nie. Nee, die lam van God moes aan 'n hout sterf, vrywilliglik
en nie vergiftig word nie. Jesus self bevestig dat hy vrywillig sy lewe sou gee met sy woorde in Johannes 10. In Johannes 10 praat Jesus van die goeie herder wat sy lewe aflê vir sy skape, en dan sê Jesus in vers 17 en 18 die volgende: Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Vers 18. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer op te neem. Hierdie gebod, hierdie wet het ek van God my Vader ontvang. Ons vergeet baie maal dat Jesus Christus die mens ook die seun van God was. Niemand kon Christus doodmaak nie. Niemand. As hy nie vrywillig sy lewe afgelê het nie, want hy was God. Die bloed wat Jesus Christus aan die kruis verloor het, volgens mediese kenners, moes Jesus lankal sy bewussyn verloor het, maar hy het nie. Inteendeel, Matteus sê vir ons, hy het met 'n sterk stem, daai sterk stem in die Grieks beteken met baie krag, baie ywer, baie lewe uitgeroep, dit is volbring. Jesus het mag, hy het die keuse of hy sy lewe gaan aflê, en hy het die keuse of hy dit weer gaan opneem na sy dood, en hierdie mag, hierdie keuse het hy van God die Vader ontvang. Daarom, dat vers 50 van Matteus 27 vir ons sê en aandui dat Jesus met 'n groot stem geroep het en die Gees gegee het. Jesus was nie kapot nie. Nee. Met hierdie woorde bevestig Matteus dat Jesus sy Gees vrywillig afgegee het om te sterf. U moet mooi besef, my en jou gees, die dag as ons sterwe, word van ons geneem. Die doodsengel kom vat hom, hy het nie jou keuse of jou toestemming nodig nie. Maar nie Christus nie. Hy was God. Hy moes sy Gees vrywillig gee. Verder moes die lam van God willens en wetens by sy volle positiewe wees om hierdie vrywillige keuse te maak om te sterf, om sondaar en God te versoen. Kom ons kyk na die tweede mengsel en die doel van sodanige mengsel. Die tweede mengsel was asyn. Vers 48 sê, toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Lukas skryf vir ons in Lukas 23 vers 36 en 37 dieselfde gebeurtenis en hy sê, en die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Het u dit raak gelees? Hier is geen kommas in hierdie vers. Dis een gedagte. Die soldate was besig om Jesus te bespot en deel van die bespotting was om vir hom asyn te laat drink. Die tweede mengsel wat Jesus aangebied was, is asyn op 'n spons. Hierdie tweede mengsel het Jesus gedrink. Al 4 evangelies bevestig dat Jesus asyn op 'n spons met 'n riet of 'n hisopstingel aangebied is en dat Jesus dit gedrink het. Asyn is in daardie tyd algemeen gebruik as 'n preserveermiddel, maar ook as 'n reinigingsmiddel, 'n seep, 'n detergent. Hier wil ek graag kyk na die beskrywing van hierdie drink van die asyn op die spons, soos wat Johannes dit verhaal in sy evangelie. Johannes 19 vers 28 tot 30, daar skryf hy, hierna, omdat hy, dit is Jesus, geweet het dat alles al volbring was,
sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring, vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, in Grieks is dit in die afgehandelde tyd vir hom, hy het dit klaar gedrink, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig, en hoor mooi weer die bekende woorde, en hy het sy gees gegee. Soos genoem was hierdie die vervulling van Psalm 69 vers 22. Maar om hierdie ek het dors, om dit beter te verstaan, moet ons ook onthou wat die vorige aand in Getsemane gebeur het. Kan jy nog onthou? Die gebeurte in die tuin van Getsemane word die beste beskryf in Lukas 22. En daarom sal ons staan hoekom het Jesus uitgeroep ek het dors. Lukas 22 vers 41 sê, en hy, dit is Jesus, het hom van hulle, sy disippels afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid, en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied, vers 43. En 'n engel uit die hemel het aan hom, dis Jesus verskyn en hom versterk. Vers 44. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Let daarop dat wat ook al in hierdie beker was wat Jesus moes drink, geweldige spanning by Jesus veroorsaak het dat hy daardie beker moes drink. Dit het spanning in Jesus bewerk, sodanig dat 'n engel uit die hemel hom moes kom versterk en sy sweet het in bloed verander. Dis 'n wetenskaplike en mediese feit dat 'n persoon wat onder geweldige spanning is, letterlik bloed kan sweet deur sy sweetgaatjies. Dis waar die spreekwoord vandaan kom, bloedsweet gekos om dit te doen. En dis wat Jesus op daardie oomblikke deurgegaan het. Nou wat was hierdie beker wat Jesus moes ledig? Die antwoord hierop is dat dit die grimmigheid van God was. Jeremia 25 vers 15 leer ons daarvan, hy beskryf dit. In vers 15 sê hy, want so het die Here, die God van Israel vir my gesê, neem hier die beker van die wyn van grimmigheid uit my hand en gee dit om te drink aan al die nasies na wie ek jou stuur. En dan sê Jeremia 25 vers 28 die volgende, hy bevestig dit met die woorde, en as hulle weier om die beker uit jou hand te neem om dit te drink, moet jy vir hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, drink sal julle. Jeremia. Openbaring in die eindtyd gee ook vir ons 'n idee wat hierdie beker was wat Jesus moes drink. Openbaring 14 vers 9 tot 10, net om dit in konteks te plaas. Openbaring 14 handel oor in die tyd van verdrukking, 7 jaar, waar die kerk is weggeraap, en nou bly die goddeloses agter, en die mense moet tot bekering kom. En daar's 'n merk van die dier, as jy die merk van die dier gevat het, kan jy nie gered word nie. Maar as jy hom nie vat nie, kan jy nog gered word. Openbaring 14 vers 9 tot 10 sê, en 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Ek wil net hier noem
Vriende, elke mens gaan die beker ledig van die grimmigheid van God, of deur Jesus Christus, of deur jouself. Die keuse is joune. Nou hierdie beker is dus gevul met God se grimmigheid, gevul met God se straf oor die mens se sonde. Jesus moes die mens se sonde drink en God se straf daaroor verduur. Paulus verwoord wat Jesus aan die kruis gedoen het in 2 Korintiërs 5 vers 20-21 as volg: Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy, dit is God, het hom, dit is Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. In kort, die beker wat Jesus aan die kruis moes drink, was die sonde van die mensdom, die vuil van die siel. Vriende, dit word getoonbeeld in die spons vol asyn, wat vol asyn gemaak is en met 'n riet aan Jesus gegee is om te drink. Dit dui vir ons daarop wat Jesus, die vernedering wat Jesus aan die kruis moes deurgaan, wat sonde eintlik vir God is. Nou hou in gedagte dat toiletpapier, soos ons dit vandag ken, is eers in 1856 in gebruik geneem. Voor dit was dit die gebruik om jou met water te spoel as jy op die toilet was. In Jesus se tyd is water wat met asyn verding of gemeng was gebruik om jou te reinig, en daarvoor is 'n spons in hierdie asynwater gedoop en dan gebruik om skoon te maak, waarvoor ons vandag toiletpapier gebruik. Hierdie asynwater is of uit druiwe of selfs pruimsap gemaak en soos genoem algemeen gebruik as 'n reinigingsmiddel. Ek gaan nou vra dat die foto van die openbare en publieke toilet net vir ons op die bord gesit word. Daar is hoe 'n openbare publieke toilet in Jesus se tyd gelyk het. Daar het jy natuurlik gaan sit en jou ding gedoen. Sien jy daai voetjie daarvoor? Daarin het water gespoel. Water, gewoonlik met asyn of druiwesap verdun, 'n reinigingsmiddel, 'n detergent, en dan het daai water is gebruik met jou sponsie daan te spoel en skoon te maak. Volgende foto asseblief. Nou is diese foto van die publieke toilette daar in Efese, soos jy kan sien, dit was publiek. Publieke toilette. Weereens, daar is die sitplek en kyk daar mooi, daar is die voetjie. Sien jy daai, is die voetjie. Volgende foto asseblief. Weereens, daar is die toilette en daar is die voetjie met die water in. Volgende foto, dit is die publieke toilette in Jerusalem. Bestaan vandag nog. Sitplekke verskil net so bietjie, maar daar kan jy sien jy daar is die voetjie. Volgende foto asseblief. Daai foto is in 2014 geneem deur mense wat Jerusalem gaan besoek het. Daar is die sitplek, sien jy, daar is die voetjie. Laaste foto asseblief. Weereens publieke toilet, sien jy daar? Dit was die toiletpapier van daai tyd. Nou, al die Romeinse soldate is ge-issue met so 'n sponsie. Dit was deel van hulle militêre uitrusting. Opgrawings het dit bevestig. Dankie, ek kan maar oorgaan aan die volgende foto. As jy klaar was op die toilet, daai publieke toilet, het jy jou spons in die asynwater gedoop, jouself skoongemaak en dan weer in die voor met asynwater afgespoel en die spons wat aan 'n stokkie vasgemaak was, daar gelos vir die volgende gebruiker. Dit was die toiletpapier van hulle tyd. So het die soldate
wat die kruis moes bewaak, ook asyn met hulle saamgeneem, en het hulle hierdie asyn verdun met water gebruik, en hulle sponsie, om hulle te reinig as hulle in die veld was, in die toilet was. Soos genoem, opgrawings bevestig dat elke Romeinse soldaat met daai toegerus was, uitge-issue is. Wat nog interessant was, ek gaan nou weer vir u Johannes 19 vers 29 lees, maar ek gaan net 'n klem lê op 'n ander woord. Johannes 19 vers 29 sê, en daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit. Het jy daai kan vol asyn gelees? Ek het altyd gedink, as hierdie wynkan, jy weet, prop op, jy vang hom so, papsak en jy drink om. Nee, die King James sê, now there was set a vessel full of vinegar, and they filled the sponge with vinegar and put it upon his hyssop and put it to his mouth. Nou die Griekse woord wat daar gebruik word is skaios vir daai kan of wessel. En dit beteken in Grieks vessel, implement, equipment or apparatus. Nou hoor hierdie mooi beskrywing. Specifically, a wife as contributing to the usefulness of the husband. Dis wat daai kan beteken, daai wessel. Dis iets wat die lewe vir jou maklik gemaak het. Dis die kan. Hierdie houer met asyn was vermoedelik die soldate se sponswater. Water met asyn of pruimsap verdun vir reiniging. Simbolies het die soldate vir Jesus die drek van die mensdom gegee om te drink. Jesus het vrywillig uit hierdie spons gedrink toe hy vra vir iets om te drink, omdat hy dors het. Jesus gee oor aan sy Vader se wil en drink die beker van die mens se sonde, soos gesien deurdat Jesus vrywillig vra, ek het dors, wetende dat hulle hom uit 'n spons vol asyn gaan laat drink, wat gebruik word vir die reiniging van die mens se drek. Jesus het vrywillig die siel se vuilheid, sonde, aan die kruis gedra geword, so simbolies uitgedruk in die beeld, dat hy vrywillig die drek van mense gedrink het, deur asyn uit die spons te drink. Daarom het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Ek het my Vader se wil gedoen, dit waarvoor ek so beangs was in die tuin van Getsemane, ek het dit gedoen, my God. Ek het daardie beker vrywillig gedrink. Jesus het letterlik die vuil van die mensdom, die mense totale sonde aan die kruis gedra, om vir ons versoening te bewerk met God. Nou laastens sien ons dan in hierdie gedeelte, in die derde plek, die absolute vernedering en smarte van die kruis. Vers 41 tot 44 van Matteus 27 lees ek weer vir ons. En so het ook die owerpriesters, saam met die skrifgeleerdes en die ouderlinge gespot en gesê, ander het hy verlos, hy homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Vers 43. Hy het op God vertrou, laat God hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers, wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. Nou vriende, as jy in gedagte hou,
wat ons tot dusver geleer het, van dit wat werklik besig is om te gebeur aan die kruis, is hierdie teksverse van die omstanders se bespotting sekerlik die vernederendste handelinge en woorde wat Jesus ooit moes aanhoor. Die smarte, die hartseer wat Jesus in hierdie oomblikke moes beleef, is onskryfbaar. Een Bybel kommentaar sê, Jesus het eintlik gesterf aan 'n gebroke hart aan die kruis. Voor die oë van daardie omstanders om die kruis, is Jesus besig om die drek van die mensdom, die mens se sonde, van alle eeue op hom te neem, om dit in te drink. Hy word gepynig, gegeesel, verneder. Hy, die sondeloos volmaakte, word sonde gemaak deur God. Terwyl Jesus dit doen, spot die mense vir wie Jesus dit als deurmaak. Spot hulle met die evangelie wat Jesus verkondig het en die uitlatings wat Jesus in sy bediening gedoen het. Hulle spot oor sy godheid. Ek is die seun van God, het hy gesê. Hulle spot met Jesus se primêre taak, of hy werklik kan verlos. Ander het hy verlos, maar homself, die kan hy nie verlos nie. Selfs spot hulle met Jesus deur aan te dui dat God geen welbehae in hom het nie, vers 43. Terwyl 'n stem uit die hemel gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, Matteus 3 vers 17. Wat dit verder nog hartseerder maak, as ons hierdie verse lees en daarop let, wie met Jesus spot. Dit is die mense met godsdienstige kennis, owerpriesters, skrifgeleerdes, skrifkenners, Bybelkenners en ouderlinge. Met ander woorde, die geestelike leiers wat met Jesus spot. Maar ook spot die wat Jesus die meeste nodig het in hulle lewe op daardie oomblik, spot ook met Jesus. En dis die twee rowers aan die kruis wat besig is om te sterf. Hulle spot ook met Jesus. En vriende, dit is vandag steeds so. Die godsdienstiges, die sogenaamde Christene, wat kennis het van God, wat nog staat maak op hulle eie werke, ek sal my pad hemel toe vind deur wat ek doen. Jy spot met Christus. Want jy spot met Christus se verlossingswerk en dit wat hy in jou lewe wil kom doen. Die mense wat Jesus die nodigste het, hulle wat op sterwe is, spot met Jesus se verlossingswerk. Hoor nuidag van 'n oom, lê op sterwe, kettingroker en verseem. En die dominee gaan besoek hom en hy vra, oom, kan ek vir jou bid? Hy sê, ja dominee, as daar regtig 'n God is, bid dat hy my sal kan verlos en weer my kan oprig, dat ek kan lewe. Hy sê, oom, gaan jy ophou rook? Hy sê, hoekom? Hy sê, so met ander woorde, jy vra vir God om jou lewe te verleng om verder te rook. Jy spot met God. Jy en ek spot nog met Jesus as ons weet wat hy werklik aan die kruis vir ons gedoen het en ons maar net volhard in die drek, die sonde wat ons in ons lewens doen en toelaat. Sit maar nog asyn met my drek, my sonde gemeng op daardie sponsie en voer dit vir Jesus, want hy is mos gewillig om dit te drink. Hoeveel keer voer jy Jesus met die drek van jou lewe, met die sonde in jou lewe en jy verwag hy moet maar net drink en sluk?
Kom ons vat saam. Gemeente, Christus het vrywillig aan die kruis uit die spons gedrink. Dit simboliseer vir ons dat Jesus die beker van God se grimmigheid, die vuilste vuil van die mens se siel, sonde, al die mensdom se sonde, op hom geneem het aan die kruis. Hy wat geen sonde geken het nie, het vrywillig gekies dat God hom sonde vir die mensdom gemaak het. Vriende, maar ons lees ook dat die omstanders by daardie kruis, hulle wat gesien het, hulle wat geweet het wat Jesus vir hulle gedoen het, Jesus bespot en geminag het. Hulle het geen waardering gehad wat Jesus vir hulle gedoen het nie. Vandag het jy gehoor wat Jesus werklik vir jou deurgemaak het op die kruis. Hy het die vuil van jou mensheid gedrink, sodat jy daardeur gereinig en geheilig kan word voor God. Hy het al jou sonde op hom geneem, sodat jy volmaak kan wees deur hom voor God. Die vraag is vandag, spot jy ook nog Christus vir wat hy vir jou gedoen het? Druk jy nog kort jou asynstokkie in die sonde en verwag jy dat Jesus dit moet drink, sonder dat jy enige berou het oor die smarte en die vernedering wat jy met jou sonde aan Christus doen? Staan jy ook nog om die kruis en spot? Of strewe jy daarna om nie nog meer vernedering en smarte op Jesus te laai? Hoe lyk jou hart vandag? Wat doen jy met jou sponsie? Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, in u groot liefde en ontferming, het u seun mens geword, om aan 'n kruishout te kom versoening doen tussen God en mens. Here, en wat skeiding maak tussen God en mens is sonde, die drek van die siel. En Here Jesus het ons vandag geleer en opnuut weer herinner daaraan dat u vrywillig daardie sonde, ons almal se sonde, Here, op u geneem het en dit gedra het. Daardie beker van die grimmigheid van God geledig het, die laaste druppel vir elkeen van ons, sodat ons, Here, in geregtigheid voor God kan staan, sondeloos en volmaak, vir ons wat ons toevlug neem tot Jesus Christus, ons saligmaker en ons verlosser. Here, maar ons het ook geleer dat die omstanders om daardie kruis, toe u gesterf het, u bespot het. U bespot het omdat u gesê het, u is die seun van God, wat u wel is. U bespot het omdat u hulle gesê het, hy kan homself nie eens verlos nie, hoe kan hy ons verlos, terwyl u, Here, u self uit die dood uit verlos het, en opgestaan, en ons onsself nie kan verlos nie. Here, maar hulle het ook gespot, omdat u vir hulle die Messias wou wees. Hulle wat aan die kruis gehang het, wou red, en net een, Here, het gehoor gegee. Soveel male moet ons erken dat ons in ons elke dag se lewe, en dit wat ons doen en sê, die sondes wat ons doen, Here, ons maar te gewillig baie keer ons sponsie nog in die drek van sonde doop en verwag dat Jesus Christus dit maar net vrywillig moet drink. Vergewe ons daarvoor, Here, en kom gee in ons binneste weer opnuut
'n begeerte om rein en heilig voor U te wandel. Ag Here, in ons sponsies skoon te hou en nie te verwag dat U daaruit moet drink. En ons pleit dit deur die werking van U Gees en in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.